En dit was aand en dit was môre die 72ste dag. Ek wil vandag 'n klein bietjie anders doen en oor die lewenslesse in my lewe dit saamvat in 'n paar gedagtes en hoe dit veral in hierdie tyd van koronavirus net weer 'n keer vir my op die voorgrond kom staan het om daarop te let. En ek wil dit doen met die tema vandag oor reset and reboot. En jy moet geduldig wees, ek gaan ook 'n klein bietjie Engels, sodat mense in Houston en in Rome dit verstaan wat vir ons volg. To reset and to reboot. Die hele woord begrip essentials het 'n hele nuwe betekenis gekry in hierdie tyd vir al die reëls en die regulasies en wat ons mag en wat ons nie mag nie. En ek het weer besef dat hoeveel keer ons goeders koop om mense te beïndruk van wie ons nie hou nie. En die eerste groot les in my lewe wat ek moes leer is dat ons vat soveel van selfsprekend. Ons vat soveel meer as wat ons gee en wat ons vat ons van selfsprekend. En in hierdie hele tyd van inperking het ek so bewus geword van wat is belangrik en wat is nie belangrik nie. Wat is die goed waarmee ek gemaklik sonder kan klaarkom? To reset and to reboot. Elke verhouding waarin ons staan, vra vir liefde en aanvaarding en respek en menswaardigheid en empatie. En dit is die sirkel van my verhouding met myself, met mense om my verhouding met God, is 'n verhouding wat berus op liefde en aanvaarding en respek en dignity en blessing. Dis 'n groot les om in daai sirkel van jou veilig te voel. Die derde les is dat dankbaarheid ontsluit die krag van God. Nie omdat God my seën omdat ek dankbaar is nie, maar wanneer ek dankbaar is, sien ek die seëninge van God wat die heeltyd daar is vir alles en vir almal. And the holy trinity of every single relationship is gratitude, thankfulness and appreciation. Daai drie begrippe. Thankfulness, gratitude and appreciation. Ek dink daarop berus elke verhouding waarin ons staan. 'n Ander groot les wat ek in my lewe geleer het, en veral ook in hierdie tyd, is dat liefde is liefde is liefde is liefde. En dat my liefde vir my kind, en my liefde vir die vreemdeling, en my liefde vir my ouers, en my liefde vir God, en my lief vir die vrou by die til, by Pick n Pay, is dieselfde liefde. Ek demonstreer en manifesteer dit anders teenoor my kind as teenoor my beminde. Maar liefde is liefde is liefde is God. En ons moet inklusief begin dink oor wat is liefde. Want as ek liefde wil meet en dit wil weeg en dit kom met 'n agenda, kom ons noem die liefde dan iets anders en sê vir iemand, I need you very much. I have a great expectation of you. Kom ons noem dit iets anders, want dit is nie liefde nie. Liefde weeg nie, liefde meet nie, liefde kom nie met 'n agenda nie. Hou op moan. Dit is 'n groot ding. Moan. Ons moan so graag oor die politiek, oor die klimaat, oor die ekonomie, oor my bure, oor 'n familielid. Werk aan die goed wat werk en draai die volume van ons gekla en gemor, ons moan so klein bietjie af. Wees jy 'n voorbeeld en wees konsekwent. Elke dag van my lewe, en veral die laaste 10 jaar, wil ek in die aand as ek my liggie afsit, wil ek weet vandag was 'n meaningful day. To live a meaningful life. En hoe kom 'n mens in aanraking met wat is betekenis, wat het doel, wat dra by, wat het waarde in my lewe, is to be mindful, to be aware.
om met jou fisiese maar ook spirituele oë oop te leef. My ore oop te leef. What is a meaningful life? In hierdie tyd van afsondering is daar ook baie verhoudings en huwelike wat gestrem is, mense wat repe van mekaar afskeer in konflik. Die manier hoe ons konflik oplos, maak dat 'n verhouding werk of nie. En wanneer mens kwaad is, moet 'n mens altyd 'n groot bord voor jou hang wat sê, moenie verneder nie, moenie afbreek nie. Want as jy dit afgebreek het, as 'n glas stikkend is, dan gaan jy sukkel om vir hom heel te kry. As jy reg is, dan is daar geen rede om kwaad te wees nie. En as jy verkeerd is, dan het jy geen reg om kwaad te wees nie. Pas op vir die ego se spel tussen skuldgevoel en vrees. Ons het 'n hele video daaroor gemaak. Pas op vir die ego se spel van skuldgevoelens en vrees. En ons koop so gou in die skuldgevoelens. O, jammer om te pla. Ek is jammer dat ek hier is. Asseblief vergewe my. Ek is nie werd om by jou te wees, om saam met jou te wees, om anders hieroor te dink nie. Pas op vir die ego se spel tussen al my skuldgevoelens en my vrees. En ek het geleer om met my vrees talk back. Sê, ek sien jou, hier staan jy, ek herken jou, dit is waarvoor ek bang is, dit is wat my angstig maak, en dan hou jy dit in jou hand, en kort voor lank sal dit verdamp. Leer ook om 'n klein bietjie meer dapper te wees. 'n Mens leer om te swem deur te swem. 'n Mens leer om te fiets deur te fiets. En ons trap soms water, ons kry soms krampe in ons bene, maar ons hou aan swem. Wees 'n klein bietjie meer dapper. En dan die laaste ding is, one small step for man, one giant leap for mankind. Laas naweek met SpaceX sien ons hoe 'n hele span mense saamwerk om hierdie vuurpyl te kry by die International Space Station. Ons het mense om ons nodig, om ons hande op te hou, ons te bemoedig, ons moed in te praat, maar ook te inspireer en ook soms tereg te wys. Ons is nie 'n eiland nie, ons leef nie op ons eie nie, ons het mense om ons nodig for one small step, one giant leap. Kom ons gebruik hierdie tyd om weer eens te besef dat daar is genoeg. As ons gaan deel, gaan ons die wêreld heel maak. Kom ons leer weer die gawe van vergifnis. En dat vergifnis, soos laas keer ook gesê, het niks te doen met wat iemand anders aan my doen nie. Vergifnis het te doen met hoe ek dink oor die goed wat iemand anders aan my gedoen het. En kom ons onthou dat God is altyd met ons in gesprek, op 1000 plekke en 1000 stemme op 1000 maniere. As ons net sal luister. As 'n kind het ek my ouers altyd gesê dat die resep vir 'n gelukkige lewe is 1 koppie geduld, 2 eetlepels common sense en meng en klits die hele spulletjie met 'n lekker sin vir humor. En dit bly vandag nog steeds vir my 'n inspirasie vir 'n wêreld, vir verhoudings, vir die omgang met myself en my medemens, is 1 koppie geduld, 2 eetlepels common sense en meng en klits dit alles met 'n lekker sin vir humor. Dit is genoeg vir vandag. Kan ek vir ons 'n gebed doen? Ons dank U Heer dat U op 1000 maniere en 1000 stemme elke dag na ons toe kom. Ons dank U vir die geleentheid om elke dag stil te word. Elke dag weer te luister na ons hart se klop, ons gedagtes stil te maak, onsself oor te gee, om U te ervaar in al ons sintuie, ons gedagtes, ons emosies. Ons dank U vir die liefdesaad wat U
elke dag saai in ons beddings. Dat U dit water gee, dat U ons soms snoei, en dat ons met blydskap kan oorloop wanneer ons vrug dra. Dankie vir al hierdie dae en al hierdie nagte, wat ons bewus daarvan is, dat U gee om, ons kan U vertrou, U is naby en nie weg nie, en dat ons in daardie ritme ons getye vind, ons nuwe seisoen. O Heer, ons gebed vandag is die gebed van Koos Du Plessis. As hy sê, laat my nooit, o Heer, die grond verlaat nie. Laat my in die skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelik nietig word vir my. Want o Heer, elke afdraai paadjie ken ek. En soveel keer het ek verdwaal. Elke keer het U my iewers weer kom haal. O Heer, maak dit vandag die laaste maal. Elke dag, o Heer, is net 'n gedagte. Elke kamer wat ek het is gehuur. En elke aardse droom van rykdom en roem is net 'n skadu teen my muur. Want wat ek is net genade. En wat ek het, o Heer, is net geleen. Eindelik smag ek na die waters van rus, o Heer, lei my vanaand daarheen. Amen.